Ons skriflesing vanoggend is uit Romeine hoofstuk 1. Daar gaan ons saam lees vers 1 tot 7, maar in besonder stil staan by vers 6. Terwyl ons die woord van die Here voor ons oop het, kom ons buig ons vir ons hoofde in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, U is die almagtige, die groote skepper God, wat elkeen van ons gemaak het. Maar Here, U is die skepper God wat ook hierdie kerk, hierdie gemeente ook saamgestel het. Here, dit is vanoggend voor U wat ons neerbuig. U wat ons elkeen geroep het. U wat ons gevorm het. U wat ons gemaak het. Ons kom in afhanklikheid voor U. En vra, Here, dat U ons genadig sal wees. Dankie vir U troue liefde, Here. Dankie dat ons U woord het om uit te kan lees. Here, dat ons daaruit onderrig kan word tot eer en verheerliking van U naam. Leer ons ook in hierdie woord in Romeine hoe U wil dat ons ook moet lewe. Ons bid dit in die wonderlike naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Romeine 1 vers 1 tot 7. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig en het handel oor sy seun. As mens is hy die geslag van Dawid gebore, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidene nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. En dan in besonder vers 6. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons skriflesing vanoggend net hierdie gedeelte. Ek wil graag weer vers 6 vir ons lees. Wanneer Paulus praat oor Jesus Christus, wat hy vir ons gedoen het, die genade wat hy ontvang het, dan sê hy ook vir my en jou as gelowige. Ek en jy as gelowige is hierby inbegrepe. Ook ons as gelowiges is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Oh
2020 'n besondere jaar, 'n vreemde jaar. 'n jaar waar ons dalk miskien, as ons kon, 'n reset button sou wou druk en van voor af begin. Maar nou is ons midde in hierdie krisis, in hierdie grendeltyd, en dan begin ons vir ons vrae af te vra, en ek dink, in die toekoms, oor 20, 30, 40 jaar, gaan ons in die geskiedenisboeke lees van 2020, en dit wat daar gebeur het. Dit gaan vasgelê word, en breedvoerig bespreek word. Maar vir ons wat nou midde in hierdie situasie is, dink ek, het dit 'n geweldige klomp vrae in ons gemoed ontlok. Dis 'n tyd waarin ons bijvoorbeeld nie eredienste kan hê nie. Daar sosiale afstand, jy mag nie naby aan iemand kom nie, mag nie iemand 'n drukkie gee nie. Besighede wat toemaak as gevolg van finansiële druk, as gevolg van besighede wat nie meer kan werk nie, salarisse wat nie meer kan betaal word nie, die ekonomie wat geweldig agteruit gegaan het. Dan kry ons op sosiale media al die samesweringsteorieë, conspiracy theories. Ons kry ook geweldige klomp fopnuus, en daardie fopnuus vul ons baie keer met vrees, met bang wees, met angs. En dit maak vir ons die toekoms, nie net as persoon nie, maar as gelowige en as die kerk van die Here Jesus Christus, maak dit die toekoms ook vir ons donker. Maar ek dink die grootste vraag wat ons vir onsself moet vra, wat het hierdie grendeltyd, wat het dit vir my en jou geleer? Wat het jy van jouself geleer? Wat het jy van die samelewing geleer? Wat het effek het hierdie grendeltyd, hierdie coronavirus, op my en jou hier en nou? Hoe is ek verander? Of dalk ons eerder vra, het dit enigstens 'n effek op my gehad, dat dit my verander het, my uitkyk op die lewe, my uitkyk na ander mense, my sienswyse oor die kerk? Het dit dalk ingrypend verander? Het dit aangeraak? Want dan kom ons by 'n groter vraag oor die kerk van die Here Jesus Christus. Bestaan die kerk dan nog? Ons kan nie meer eredienste hou nie, ons kan nie meer saamkom nie, ons kan nie meer Bybelstudies hou nie, ons kan nie meer gebedsgeleenthede hou nie, ons kan nie eredienste hou nie. Bestaan die kerk van die Here Jesus Christus dan nog? In die volgende paar weke wil ek in besonder stil staan by die tema van die kerk van die Here Jesus Christus. Wie en wat is die kerk? Hoe moet die kerk funksioneer? Selfs in grendeltyd, in tyd waar ons nie kan by mekaar kom nie, waar ons mekaar amper nie eens kan sien nie, met mekaar moet praat agter masker. Wie en wat is die kerk? Nou, ek wil vanoggend begin met die eerste tema hier uit Romeine 1 vers 6. Ek en jy is kerk van die Here Jesus Christus, omdat ons geroep is. Die kerk as uitgeroepenis. Die Bybel praat baie plekke en baie maal oor die uitgeroepenis, die wat geroep is om die evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig. Paulus beskryf homself so, en hy sê, maar hy is geroep. Die Here het hom geroep om die evangelie te verkondig. En dan sê hy in vers 6, dat ek en jy as gelowige deel is van daardie roeping. Deel is van daardie groep wat geroep is om die evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig. Uit Paulus se opening van hierdie brief is dit baie duidelik wie roep. Dit is nie 'n mens wat roep en sê, maar kom ons gaan sit op daardie plek en dan bou ons vir ons 'n geweldige mooi gebou en ons noem onsself kerk nie. En ons hoop maar die mense sluit aan en word nie kwaad en loop weg nie. God het geroep. Ons het die afgelope paar weke, veral in Pinkster, ook baie gepraat oor God wat roep.
God wat my en jou roep om gelowige te wees, om sy woord te kan verkondig. Ek en jy is geroep om kerk te wees deur die Here Jesus Christus. Deur ons aanvaarding van die Here Jesus Christus word ek deel van hierdie groep geroepenes. En daarom is ek onlosmaaklik verbind aan die Here Jesus Christus. Om hom alleen te volg. Nie my eie sienswyses en my eie wil of dalk iemand se praatjies of iemand se interpretasie nie, maar om hom, die Here Jesus Christus wat lewe, om hom alleen te volg. En so vorm ek en jy die kerk van die Here Jesus Christus. Al kan ons dalk nie meer Sondag hier by mekaar kom nou, dalk miskien nog vir 'n maand of 2 of miskien langer nie. Ek en jy vorm die kerk van die Here Jesus Christus, omdat ek en jy onlosmaaklik vasgemaak is aan die Here Jesus Christus. Omdat ek en jy aan hom en hom alleen behoort. Wat 'n ongelooflike idee en gedagte is dit nie, wat eintlik ons verstand te bowe gaan. Die Here het vir my, nietige, sondige mens, ons is nog in die wêreld, deel van die sonde, het hy my geroep. Hy het jou geroep, daar waar jy is, om sy beelddraer te wees. Om die verkondiger van die evangelie te wees, daar waar jy nou is. Ons is nie maar net toevallig ook saamgevoeg in 'n woonbuurt of 'n gemeente nie. Die kerk is nie 'n toevallige samevoeging van mense nie. Maar soos iemand dit baie mooi beskryf het, dis 'n noodsaaklike gebeurtenis. 'n Noodsaaklike gebeurtenis. Noodsaaklik, want God het ons geroep om sy evangelie te versprei. Gebeurtenis. Want Christus roep ons. Nie 'n mens nie. Christus het ons geroep. En wat belangrik is, omdat hierdie so gebeurtenis is, deur geroepenes wat saam die evangelie verkondig, hou die kerk nie op bestaan as almal nie bymekaar is nie. Want hoekom nie? Want ek en jy, ons is die kerk van die Here Jesus Christus. Nie die gebou nie, nie die terrein nie, nie die sterk organisasie of organisasiestrukture van die kerk nie. Kerk is ek en jy. Hoe is ons kerk? Deur die roeping wat God ons mee geroep het, uit te leef en sigbaar te maak. Daar waar ek op straatgrond of straatvlak by mekaar is met mense, daar waar ek dalk in 'n winkel is of by die werk is of by die skool, daar is ek en jy kerk. Want Christus het my en jou geroep. Kerk is nie maar net 'n Sondagoggend 'n uur nie. En ek dink ons almal besef dit nou terdee, dat ons nie meer kan by mekaar kom nie. Nou moet ons kerk op 'n ander manier wees. Is ons gereed daarvoor? Het ons nie te maklik geval in hierdie gemakstoel, gemakstrukture van ons nie? Was die kerk maar nie net 'n veilige hawe, 'n veilige nes, waar ons rustig kon sit, en net agteroor kon sit. As ons werklik kerk van die Here Jesus Christus wil wees, wat ons ook is, omdat ons geroep is, dan moet ons uit ons gemak opstaan, en daar waar ons woon, bly, waar ons werk, waar ons kuier, daar moet ons die kerk van die Here Jesus Christus wees. Die kerk ook sigbaar maak. Die kerk gaan voort in die leefwêreld van elke dag. Nie net op 'n Sondag nie. Want daar is 'n samebindende faktor. Nie ons gedeelde gawes en talente nie. Ons as mens staan nooit sentraal nie. Christus staan sentraal. Dit is wat ons as kerk saambind. Ons het in Pinkster ook gekyk na die liggaam van Christus.
elkeen uniek, elkeen anders. Maar saam is ons die liggaam, saam is ons 'n eenheid. Ons is 'n eenheid deur Jesus Christus wat ons geroep het. Deur sy genade, deur sy liefde, is ons gelowiges. Is ek en jy kerk. En daarom, omdat sy genade so groot is, omdat hy ons geroep het, daarom moet ons gehoorsaam wees aan hom. Gehoorsaam wees aan sy roepstem. Om hierdie beeld as geroepenis ook uit te leef. Wat vra dit van my? So ek net nou gesê het, ons opstaan uit hierdie gemakstoel uit van ons lewens. Die evangelie uitdra. Daar waar ek werk. Nie wag vir 'n ouderling of 'n diaken of 'n leraar nie, maar ek en jy as gelowiges uitgeroepene moet die evangelie gaan verkondig. Moet die evangelie leef daar waar ek is. Ek het al baie keer die Engelse uitdrukking gebruik van William Hendriksen wat sê, ever so many people who never reads the Bible are constantly busy reading us. Die wêreld daar buite kyk na ons as kerk en veral nou dat ons nie as kerk by mekaar kan kom nie, kyk hulle met soveel groter oë na ons, daar waar ons in die samelewing is. Wat maak ek en jy met die fopnuus wat ons kry? Wat maak ek en jy met hierdie stories van conspiracies wat heeldag gedeel word op sosiale media? Praat ek saam, hardloop ek agterna, maak dit my so bang en vreesagtig en angstig dat ek nie kan funksioneer nie? Hoe leef ek as kerk van die Here Jesus Christus in die wêreld daar buite? Wat maak ek met hierdie dinge? Die Bybel is baie duidelik oor wat ek en jy moet doen. As uitgeroepenes, as geroeptes, as die kerk, om derendheid, altyd, vas te hou aan sy woord. Aan dit wat hy vir ons hier in sy woord sê, dit wat hy vir ons hier beloof, die bevestiging wat hy vir ons hier gee, dat hy God is, dat hy Here is, dat hy die almagtige is, dat hy die skepper God is, en dat daardie almagtige skepper God vir my en jou geroep het. Dit is wat ek en jy moet gaan uitdra. Om daardie fopnuus te vervang met die blye boodskap van Christus se woord, sy evangelie. Want hy het my en jou geroep om as kerk te gaan uitleef, sy woord te gaan sigbaar maak en uit te leef. Want deur sy genade behoort ons aan hom, nie aan homself nie. As ons aan onsself behoort het, dink ek was daar groter chaos in die wêreld gewees. Groter chaos in ons eie lewens. Ons behoort aan die Here Jesus Christus en daarom het die kerk ook 'n opdrag. Nie wat mense wil nie, maar wat God wil. Nie mense se opdragte nie, maar God se opdrag uit sy woord. Hy het ons gekies. Alhoewel ons dan verskillend is en uiteenlopend is, daar die liggaam speel, het hy ons gekies. Maar toevallig nie. Ons is maar net toevallig deel van Blydewil gemeente, of dalk in die gemeente waar jy lidmaat is as jy hierdie preek luister nie. Hy het ons geplaas met 'n doel, met 'n arbeid en met 'n roeping. Om ons verskeidenheid, ons uiteenlopendheid te gebruik in die kerk. Tot opbou en tot uitbou van die kerk. Hoe leef ek en jy elke oomblik van die dag? Leef ons hierdie vers 6 uit? Ons is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Leef ons daardie roeping uit? Kan mense in my lewe sien? Ek
behoort aan die Here Jesus Christus, aan niemand anders nie. Hy is my eerste, hy is my alles. Want hy is die lewende Jesus Christus, hy is die lewende God, wat elke oomblik van die dag by ons is. Ons as kerk, alhoewel ons nie meer kan eredienste hou nie, bly ons kerk, omdat Christus my en jou geroep het as kerk, vir my en jou 'n opdrag gegee het as kerk, omdat ek en jy aan hom behoort, nou tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons kerk kan wees. Here, al is dit nie in 'n gebou nie, al is ons by die werk of by die huis of waar ons kuier, dat ons daar u kerk kan wees. Geef ons die krag om dit te kan leef, Here, elke oomblik van die dag, dit te kan uitleef en sigbaar te maak. Maar Here, dankie vir u genade. Dankie, Here, dat u liefde so oorvloedig is in ons lewens. Here, al besef ons dit nie elke dag nie. Here, vergewe ons waar ons so vasgeval word in ons eie angs en vrees oor die toekoms. Here, waar die toekoms vir ons soms so donker is. Maar Here, uit die woord weet ons dat u in die toekoms is, en daarom is die toekoms ook lig. Want u lig skyn daar. Geef ons die krag, Here, om hierdie lig, u lig, ook so uit te leef, tot eer en verheerliking van die groot en wonderlike naam. Here, ons prys u, want u is God, u is Here, nou tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang ook die seën van die Here, en gaan ook so in hierdie dag, en hierdie week, ook so in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal vir julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede